tema van my boodskap vanaand is van opstanding tot hemelvaart. Christus regeer en kom weer. Nou ons geleesde gedeelte vanaand gaan wees uit Handelinge 1 vanaf vers 9 tot 11. En die van julle wat julle Bybels het, kan dit oopmaak, maar ek vertoon dit ook hier agter op die skerm. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou geliefdes, ons leef in 'n wêreld vol gebrokenheid. As jy die sosiale media oopmaak, of jy sit 'n radio aan, dan hoor jy van oorlog. Iran, Irak, Amerika. Kyk jy na ons eie land, dan sien jy die ongelykheid wat hier plaasvind. En maak jy die koerante oop, dan lees jy van korrupsie. En dan sit ek en jy elke dag met 'n persoonlike worsteling, hoe ek en jy elke dag probeer om deur hierdie dag te kom. Nou die vraag wat mense dikwels vra, sny baie diep. En ek dink almal van ons wat vanaand hier sit, het al die vraag gevra. Waar is God te midde van hierdie chaos? Hierdie vraag is nie 'n nuwe vraag nie. Dit weerklink deur die eeue van die psalmdigters tot die kerk van vandag. Psalm 42 vers 6 sê dit so mooi, hy sê, waarom is jy so neergebuig, my siel, en waarom is jy so onrustig in my? Hier kry ons die innerlike worsteling van 'n baie diep gelowige wat vra na die sin van sy swaar kry en verlange. Hemelvaart gee vir ons 'n antwoord wat nie oppervlakkig is nie, maar ewige perspektief bied. Met hemelvaart vanaand word ons weggedraai van die onmiddellike chaos van die wêreld en rig ons op die groter werklikheid van Christus se heerskappy. Dit herinner ons dat Christus nie net opgestaan het nie, maar ook verhoog is. Hy sit aan die regterhand van die Vader en regeer oor alles. Christus se hemelvaart is nie 'n teken van afwesigheid nie, maar van 'n nuwe teenwoordigheid. Hy is nie meer beperk tot die aardse liggaam nie, maar deur die Heilige Gees is hy oral en altyd by sy kerk. Hierdie waarheid is die fundament van my en jou se hoop elke dag. Dit beteken dat chaos nie die laaste woord het nie, maar Christus. Jesus kom in Johannes 16 vers 33 en sê vir ons, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Dit wys dat Christus se oorwinning ons hoop is, te midde van die gebrokenheid waarin die wêreld vandag is. Dit beteken vandag vir my en vir jou dat die kerk se roeping nie net 'n menslike poging is nie. Ons wat op ons eie krag staat maak, wat beplan en inspanning waarop ons staat maak.
maar 'n sending gedryf deur die lam wat geslag is en die leeu van Juda wat opgestaan het en wat regeer. Hemelvaart gee aan ons die sekerheid dat ons gebede gehoor word, dat ons stryd nie vergeefs is nie en dat ons uiteindelike bestemming veilig in Christus is. Daarom vier ons hemelvaart nie as 'n afskeid nie, maar as 'n bevestiging van Christus se heerskappy. En daarom is die boodskap van ons teksvers die belofte van sy wederkoms. Dit is die dryfkrag van die kerk se sending en die bron van die volharding in 'n gebroke wêreld. Ons leef dus in die spanning van reeds en nog nie. Christus regeer reeds, maar die volle vervulling kom nog. Hierdie spanning gee ons hoop en dryf ons roeping. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, vanaand hier by Hemelvaart, vra ek 'n vraag. Waarom het Jesus nog 40 dae vertoef na sy opstanding voordat hy teruggekeer het na die hemel? En by Hemelvaart vanaand kan ek en jy hierdie vraag vra. En daarom wil ek vanaand vir julle 4 waarhede oor Jesus se hemelvaart met julle deel. Die eerste waarheid: waarom moes daar 40 dae verloop? Waarom nie onmiddellik na sy opstanding nie? Ons kry hier die bevestiging van die werklikheid van die opstanding. Die 40 dae het 'n tydperk geskep waarin Jesus herhaaldelik aan sy disippels en aan ander gelowiges verskyn het. Jesus het minstens 10 keer verskyn, insluitende aan meer as 500 mense tegelyk. 1 Korintiërs 15 vers 6, daarom het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk. Hierdie verskynings het die getuienis van sy opstanding onweerlegbaar gemaak en die fundament van die kerk se geloof gelê. Daar was duidelike onderwys en toerusting van die disippels in hierdie 40 dae. Handelinge 1 vers 3 sê, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Hierdie tyd was dan 'n intensiewe skool waarin Jesus sy disippels voorberei het vir die sending wat sou volg. Hy het hulle geloof versterk, hulle twyfel aangespreek en hulle geleer hoe om die evangelie te verkondig. En die 40 dae is dit ook simboliek van die Bybel. In die Bybel is 40 dae dikwels 'n tyd van voorbereiding en beproewing. Ons sien in Eksodus 24 vers 18, Moses was 40 dae op Sinaï gewees. 1 Konings 19 vers 8, Elia het 40 dae gereis na Horeb. En Matteus 4 vers 2, Jesus self was 40 dae in die woestyn. Die 40 dae tussen opstanding en hemelvaart pas dus in hierdie patroon. 'n Tyd van voorbereiding vir 'n nuwe fase van God se werk. Wat het die 40 dae beteken vir die ou kerk van daai tyd en vir ons van vandag? Die vroeë kerk kon nou met sekerheid verkondig, Jesus het waarlik opgestaan, omdat daar genoeg getuienisse was.
Paulus herinner vir Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 8, onthou dat Jesus Christus uit die dode opgewek is. En vir ons vandag beteken dit dat ons geloof nie op mites of verhale berus nie, maar op betroubare getuienis en 'n historiese werklikheid. Die 40 dae was nodig om die opstanding te bevestig, die disippels toe te rus en die kerk se getuienis te vestig. Hemelvaart na hierdie tydperk is dus 'n kragtige bewys dat Jesus werklik leef en regeer. Die tweede waarheid, waarom was Jesus na sy opstanding nie meer 24/7 by sy disippels nie? Ons sien Jesus se nuwe manier van teenwoordigheid. Na sy opstanding het Jesus nie meer 24/7 saam met sy disippels gewandel soos in die 3,5 jaar van sy aardse bediening nie. Hy het nou 'n verheerlike liggaam gehad. 'n Liggaam wat nie meer aan aardse beperkings onderworpe was nie. Daarom kon hy onverwags verskyn en weer verdwyn, soos in Johannes 20 vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Hierdie verskynings was doelbewus geïsoleerd een vir een, om die disippels te leer dat sy teenwoordigheid voortaan anders sou wees. Nie fisies sigbaar nie, maar geestelik deur die Heilige Gees. Hemelvaart is dus dan as 'n beslissende oorgang. Met sy hemelvaart het Jesus nie net vir 'n paar uur of vir 'n paar dae weer verdwyn nie, maar vir 'n onbepaalde tyd tot by sy wederkoms. Dit was 'n duidelike oorgang van die tydelike verskynings na die opstanding, na die permanente heerskappy aan die regterhand van die Vader. Die engele het dit so mooi bevestig in Handelinge 1 vers 11, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dit beteken, hemelvaart is nie die einde van die verhaal nie, maar die begin van 'n nuwe fase van verwagting en hoop. Wat beteken hemelvaart vir ons? Christus tree vir ons in. Hy is ons hoëpriester wat voortdurend vir ons pleit. Hebreërs 7 vers 25. En ons is nooit alleen nie. Al voel mense verlate, herinner hemelvaart ons vanaand dat Christus deur die Heilige Gees altyd teenwoordig is. Matteus 28 vers 20. En ons hoop is eskatologies. Ons kyk nie net terug na die kruis en opstanding nie, maar vorentoe na sy wederkoms. Wat is die toepassing vanaand vir ons? Hemelvaart gee ons 'n lewende hoop wat ons dra in 'n gebroke wêreld. Dit gee ons die krag om vol te hou, selfs wanneer omstandighede donker is. Dit herinner ons dat ons geloof nie net oor vandag gaan nie, maar oor die toekoms wat God beloof het. Ons leef met 'n eskatologiese verwagting. Hy kom weer en daarom hou ons vas, getuig ons en werk ons met 'n nuwe moed. En die derde waarheid wat hemelvaart vanaand vir ons wil wys is, hemelvaart laat ons vandag opnuut weer fokus op die groot opdrag. Ons kry die disippels
se onsekerheid na die opstanding. Na die opstanding wat die disippels nog verward en onseker. Hulle het nie heeltemal verstaan wat die toekoms sou inhou nie. Johannes 21 vers 3 wys dat hulle selfs teruggekeer het na hulle ou beroep as vissers. 'n Teken dat hulle nog 'n soort geestelike limbo was. Hulle het wel Jesus gesien, maar die volle betekenis van sy opstanding en die roeping wat daaruit sal vloei, was nog nie duidelik nie. Die groot opdrag kom voor hemelvaart. Jesus gee die groot opdrag in Matteus 28 vers 19 en 20 net voor sy hemelvaart. En dit is betekenisvol vir die disippels. En dit is betekenisvol vir my en jou vandag nog. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat julle beveel het, wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Hy gee die opdrag nie onmiddellik na die opstanding nie, maar nadat hy sy disippels vir 40 dae voorberei het. Die groot opdrag is dus die afsluitende mandaat van sy aardse bediening en die beginpunt van die kerk se sending. Dit plaas die fokus weg van die onsekerheid en terug na die duidelike roeping, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Hier sien ons, die disippels kry weer 'n nuwe fokus. Na die groot opdrag en hemelvaart was die disippels nie meer onseker nie. Hulle was nou gefokus op die taak wat Christus vir hulle gegee het. En die disippels was gereed om te wag op die belofte van die Heilige Gees. En hulle was wagtend in die bovertrek, Handelinge 2 vers 1, op die toerusting met die krag uit die hoogte. Die hemelvaart het dus 'n oorgang gemerk van onsekerheid na 'n duidelike sending, van afhanklikheid van Jesus se fisiese teenwoordigheid na die krag van die Heilige Gees. Wat beteken dit vir ons vanaand? Hemelvaart herinner ons dat die kerk se roeping nie 'n menslike projek is nie, maar 'n goddelike sending gedryf deur Christus Jesus homself wat regeer. Dit laat ons opnuut fokus op die groot opdrag om disippels te maak, te leer, te doop en die evangelie uit te dra aan al die uithoeke van die wêreld. Ons leef vandag met dieselfde wagtende houding, maar nie meer passief nie, maar aktief. Met die sekerheid dat die krag van die Heilige Gees aktief werk in ons en dat Christus ons uitstuur. Die groot opdrag is nie 'n losstaande bevel nie, maar die klimaks van Jesus se bediening voor sy hemelvaart. Dit het die disippels uit onsekerheid gelei na 'n duidelike roeping, en dit laat ons vandag weer fokus op die kern van die kerk se taak om Christus bekend te maak aan al die nasies. Nou jy wat vanaand hier sit, broer en suster, selfs myself, hoef nie 'n sendeling te gaan wees in 'n ander land nie. Dit sal lekker wees. Maar jou gesin, jou werksplek, jou sportspan is jou sendingsveld. Jy kan hierdie groot opdrag uitleef in eenvoudige dade deur 'n vriend
te bemoedig, of selfs vir die man op die straat te bid. Soos 'n soldaat wat sy bevelvoerder, wat weet dat sy bevelvoerder in beheer is, kan jy met moed jou roeping uitleef, want Christus regeer. In 'n donker kamer maak 'n kers 'n verskil. Jou getuienis, al voel dit vir jou dit is klein, bring lig in 'n donker wêreld. Die vierde waarheid, Jesus se hemelvaart was die laaste stap van sy verheerliking deur die regterhand van God. Handelinge 2 vers 33 sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Dit wys dat die hemelvaart die voltooiing van sy verheerliking was. Hy moes eers verhoog word om die Heilige Gees te kan uitstort. En Johannes 7 vers 39 bevestig dit vir ons so mooi. Hy sê, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die uitstorting van die Heilige Gees is dus direk gekoppel aan sy hemelvaart en verheerliking. Die Heilige Gees is dus die bevestiging. Elke gelowige wat na Pinkster vervul word met die Heilige Gees, is 'n lewende getuienis dat Jesus waarlik opgestaan en opgevaar het. Die Heilige Gees is die bewys dat Christus nie net gesterf het nie, maar ook verhoog is en nog steeds regeer. Paulus sê vir ons mooi in Romeine 8 vers 11, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Die Heilige Gees in ons is die bevestiging van die opstanding en die hemelvaart. Wat beteken dit vir ons vandag? As ek praat van ons, die kerk van vandag, Christus tree vir ons in. As verheerlike hoëpriester pleit hy voortdurend vir ons. Die Heilige Gees gee ons krag. Die uitstorting van die Heilige Gees maak die kerk se sending moontlik en gee ons die moed om te getuig. Ons getuienis is lewend. Elke gelowige wat die Heilige Gees in hom dra, is 'n bewys van Christus se heerskappy en sy teenwoordigheid. Die hemelvaart herinner ons dat ons geloof nie net op historiese gebeurtenisse berus nie, maar op 'n lewende werklikheid. Christus regeer en die Heilige Gees werk in ons. Ons getuienis en volharding in 'n gebroke wêreld is nie uit onsself nie, maar 'n bevestiging van sy verheerliking. Elke vervulde gelowige is 'n lewende monument van die feit dat Jesus waarlik opgestaan en opgevaar het. Die hemelvaart by vanaand wys ons net dat die hemelvaart was die laaste stap van Christus se verheerliking. En die uitstorting van die Heilige Gees is die sigbare bewys daarvan. Elke gelowige wat met die Heilige Gees vervul is, dra die getuienis, Jesus leef. Hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy regeer. Geliefdes, ek maak vir ons klaar. Hemelvaart herinner ons dat Christus nie ver weg is nie, maar deur sy Heilige Gees naby jou staan, in jou huis,
jou werk, jou studies, jou sport en selfs in die stryd wat jy elke dag voer. Jy hoef nie groot dinge te doen om sy groot opdrag uit te leef nie. Begin waar jy is. Deel 'n woord van hoop met iemand wat moedeloos is. Wees 'n lig vir jou gesin. Wys Christus se liefde in jou werksplek. Elke klein daad van gehoorsaamheid is deel van sy groot sending. Moenie bang wees nie. Jy dra nie hierdie roeping alleen nie. Die Heilige Gees gee jou die krag. Christus pleit vir jou. En die Vader hou jou styf vas. Hou vas, getuig, dien en leef met 'n verwagting. Hy wat opgevaar het, kom weer. Laat ons weer vanaand hierdie 4 waarhede onthou. Die 40 dae bevestig die opstanding en berei ons voor. Sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees gee ons hoop in 'n gebroke wêreld. Die groot opdrag gee aan ons 'n duidelike roeping en sy verheerliking en die Heilige Gees bevestig sy heerskappy. Ons leef dus met hoop, krag en 'n roeping. Hemelvaart roep ons om te volhard, te getuig en met verwagting uit te sien na die dag wanneer die belofte vervul word. Hierdie Jesus sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En vanaand, geliefdes, hier by Hemelvaart wil ek julle graag net weer uitnooi om vanaand jou geloof opnuut te vestig in Christus. Laat vanaand se Hemelvaart jou herinner dat jy nooit alleen is nie. Dat jou gebede nog steeds gehoor word en dat jou stryd nie vergeefs is nie. Laat dit jou dryfkrag wees om die groot opdrag te leef, om te getuig, te dien en die lig van Christus te dra in 'n donker wêreld. Kom, laat ons saam volhard in die krag van die Heilige Gees, met ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, so saamgevat in Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En laat ons met 'n verwagting uitkyk na die dag wanneer die belofte ten volle vervul word. Hierdie Jesus sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Tot sover toe. Amen. Ons dierbare hemelse God, ons Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg om net te kan weet, Here, ons is nie alleen nie. Al lyk dinge partykeer in ons lewe hoe moeilik, en sien ons nie die uitkoms nie, Vader, weet ons dat U is in beheer. Here, en omdat U in beheer is van ons lewens en ons eerste lief gehad het, Here, sal ons kom en U altyd loof en prys en eer, Vader. En Vader, ek wil vanaand bid dat U weer in ons vanaand opnuut wakker sal maak. Here, laat ons kan uitgaan en hierdie woord kan gaan verkondig aan die wêreld daar buitekant, Here. Sodat wanneer ons sal uitgaan, Here, dat mense sal sien daar loop 'n seun en 'n dogter, 'n disipel van God. En Here, laat ons elke dag se aktiwiteite sal spreek van U, Here. Ja, Here, laat ons net een kant sal sit die mens, die eie ek. Ja, Here, want daar's nie plek vir die eie ek in U koninkryk nie.
Here, en ons gee toe aan U al die lof en al die eer, en sê dankie Here, vir hierdie wonderlike geleentheid, wat U ons weer net opnuut herinner, dat U gesterf het vir ons aan 'n kruis, opgestaan het, en dat U regeer, totdat U eendag weer sal kom. Amen.